Jy is meer as 'n oorwinnaar. Dis vandag wat die Here wil hê jy moet hoor. En as jy net hierna kyk, dan sien jy hierdie stryd wat partykeer in ons woed. As hierdie stryd by jou is, en ons sal nou kyk waar al die seer en goed vandaan kom, dan moet jy weet, jy is nie dat jy kan meer as 'n oorwinnaar wees nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. Die Griek sê eintlik, die vir oorwinnaar is die woord is 'n hyperconqueror. Hyper, ons ken nie hypermaker, dis nie 'n gewone ou klein maak dit nie, hy's hyper groot en hy's altyd so groot. So hy sê jy's 'n hyperconqueror. En so die Afrikaans vertaal dit met meer as 'n oorwinnaar, maar eintlik wil hy sê jy's altyd in alle situasies is jy 'n hyperconqueror. Dis wie jy is in Christus. Want nou sal jy vir jouself vra, maar weet waaroor moet 'n ou dan eintlik 'n hyperconqueror wees? En dan die hele vers sê eintlik in alle lyding wat jy het. Lyding wat jy wil aftrek en jou moedeloos maak, in alle lyding, alle goed wat vir jou swaar is in die lewe, moet jy weet jy is meer altyd en in alle omstandighede oorwinnaar, 'n hyperconqueror. Dit is wat hy wil sê. So dit beteken dat al gaan dit swaar, sal jy nooit opgee nie, en jy sal altyd so aangaan dat jy die lig is versus die duisternis. En die vraag is, weet, hoe kry ek dit reg? En die antwoord is, en dit sien jy ook in die vers, hy sê, in alle dinge is jy meer as 'n oorwinnaar, deur een te wees met die een wat jou liefhet. En ek dink dis hier waar Paulus en die Heilige Gees ou moet verder moet help om te sê, wat maak dat jy 'n oorwinnaar kan wees en gaan wees, is as jy sien wat Jesus vir jou gedoen het, en dit gaan oor hy is die tweede Adam wat die regstelling gedoen het, hy het die bankie vir jou gegee, weet hier is die kruisbankie waarop jy kan sit, en die mandola kan jy bly, hy het jou verander van vleis na biltong, en hy het vir jou die enos met die water gegee wat die Heilige Gees is. Hoekom doen hy dit vir jou? Omdat hy vir jou lief is. En omdat jy dit doen, kan jy hom aankleef, jy kan by hom sit op die bankie. En hy sê, as jy een is met hom wat jou lief het, as jy die liefde van hom ervaar, en jy sy oë kyk na jouself, dan sal jy oorwin. Kyk, baie wat ons kinders partykeer sê, as hulle sê, weet ek is nie slim nie, of ek het nou nie gawes nie, en goed, kinders is maar soos dan in 7, dan lyk die seuns soos kameelperde met sulke groot lang bene en kniekoppe, weet hulle pysies en hulle lyk ongemaklik. Ons almal was daar. Dan sê jou pa, jy moet jouself deur my oë kan sien. Sien wat ek sien. Wie jy is. Jy moet onthou my bloed en jou ma se bloed is in jou, en oupa en ouma, die goeie goed wat hulle het is in jou, en julle DNA's in jou, en jy gaan eendag meer wees as wat ek is. Jy gaan op my skouer staan, sê mens dan vir 'n kind. En dan later ervaar jy dit is so. Want almal van ons wat hier is, het ons ouers as springplanke gebruik. En dis wat hy hier sê. As jy sien hoe lief ek jou het en wie jy gedoen het, dan kan jy nie anders as om 'n oorwinnaar te wees nie, in alle situasies. Ok, nou, hy gaan dan verder, Paulus. Hy sê, ek is daarvan oortuig, in Romeine 5 vers 35, dat niks, hierdie is nou 'n belangrike ding, as jy saam God sit, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie, en dit wat hy vir ons gedoen het nie. Nie lyding, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, gevaar, of swaard nie. Niks daarvan nie. Jy kan sien, hy gaan net nou nog goed bysit. Hy sê, want hoekom? Want Christus het alles oorwin. En as jy aan hom vasklou, is daar niks, wat kan maak dat jy van die liefde geskei word. En as jy dit doen, omdat jy aan hom vasklou, is jy oorwinnaar. Jy is die oorwinnaar, omdat hy die oorwinnaar is, en omdat jy een is met hom. Dis die ding wat jy moet klik eintlik. Hoekom is hierdie belangrik? Omdat in ons eie lewe, en Paulus verduidelik dit ook eintlik, is dit eintlik die big hole van die Christendom. Dat as dit swaar gaan, dan vra mense, waar is God en hoekom laat hy dit toe? Na die Eerste Wêreldoorlog het mense gesê, God is dood. Hy sou nooit as hy geleef het hierdie ding toegelaat het, wat, ek bedoel, as 48 miljoen mense dood. Dis hoeveel mense dood is. En die kinders wat dood is, en dan sê hulle, maar dan, en as God het, as hy wel geleef het, hoekom het hy dit toegelaat?
En dis wat ons ook gesê het in COVID, jy weet, hoe het hy toegelaat dat hierdie kiem gekom het en ons almal vernietig het, besighede vernietig het, lewe vernietig. En as jou kind doodgery word deur 'n dronk ou robot, dan sê hy, God, hoe het hierdie toegelaat? Waar was hy gewees toe sy daar gelê het en dood gebloei het? Of as jou kind kanker kry of jy kry kanker en sê, regtig, weet, is dit nou nodig dat ek dit moet kry? Hoekom kry ek dit? En wat is die idee hiervan? En waar is hy? Jy weet, en dan kom jy uit en sê, maar ek het my hele lewe vir u gewerk. Opgeoffer vir u. Nou kry ek kanker. Waar kom dit vandaan? Wat doen jy met my, verstaan jy? Wat is 'n voorbeeld in 'n skandal dat ek nou kanker gekry het? Jy weet, dink ek by myself. Of jy sit jong dogter en jy word gedrak in Stellenbosch wat hulle nou die hele tyd doen, en dan date ryp hulle jou daar. Weet jy, nou is 'n toetse en al die tipe goed, en jy vra vir jouself, God, waar was hy? Hoekom het hy hierdie goed toegelaat? Waar kom dit vandaan? En as ou nie hierdie vraag kan beantwoord nie, en Paulus wil dit heavy ver beantwoord, dan het jy 'n geloofskrisis, maak nie saak wie jy is nie. So die ding wat ons moet verstaan wat Paulus sê, jy moet weet, dat al hierdie stikkende goed wat gebeur, kanker, COVID, oorlog, het te doen met die stryd, die oerstryd tussen goed en sleg. Dis waar het vandaan. Dit het actually niks met jou te doen nie. Ons is wel oorgelewer aan hierdie groot kragte wat in die wêreld is. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoe hy dit vir jou sê, en as 'n ou daai ding klik, dis dan wat jy oor gaan in 'n winnaar wees, maar as jy dink God het dit gebring, en hy laat dit toe, en hy is nie daar nie, wel, jy weet, dan dink ek nie met jouself 'n gelowige genoem nie. So wat het ons gelees en dis wat ons vandag wil gaan kyk, is waar kom hierdie goed vandaan, aan die bose se kant, en wat se bangmaakmetodes het hy? En dan aan Jesus se kant, wat het hy gedoen om jou 'n oorwinnaar te maak? Dis wat ons vandag wil kyk. Okay. Want as jy dit klik, hierdie is 'n belangrike ding, en ek het al met julle oor gepraat, maar weet, van kleins af het ons hierdie idee van, jy weet, God straf my partykeer en hy beproef my partykeer. Die ou mense het so gepraat en die ou dominees het so gepreek. Gaan lees maar net as jy wil. Jakobus 1, ek dink is vanaf vers 35, dan sê hy, God beproef en verlei niemand nie, want hy kan nie. Want hy is nie eers soos die hemelligte wat verdof nie, hy is die ewige lig. Hy sê dit is jou eie versoekings wat jou verlei, en dis die boosheid wat jou beproef. Dis dit, en dis is wat ons gaan lees, wat hy ook sê. Okay. Goed, kom lees saam met my uit die Bybel, dan gaan ek weer vir julle verduidelik. So Paulus, net nadat hy nou laas vertel het van weet dat die Heilige Gees en ons beheer oor die Heilige Gees in Romeine 8 sê hy sê ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek in volledigheid as ons in die hemel is nie. Maar ons het nou al van daai heerlikheid wat sy liefde is. Hy sê ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van die verwagting van beter gaan, die hele skepping. Hy sê nie die skepping nie, maar ons ook wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook oor die swaar kry. En dit is so. Ek kan so staan stap daai dag en dink hier's niemand wat nie swaar het nie. Wel, as jy is met jou hand opsteek, ek wil jou hoor en sien. Want elke huis het maar sy kruis. Weet al is dit nie jy wat hier kom is daar familielid of iets wat gebeur en die dood is vir ons almal wag. En as jy die hond wat doodgaan is jou pa of jou ma, hulle gaan jy gaan ook nie vir ewig leef nie, of kinders. Maar almal het swaar op een of ander manier. So ons sug ook onder die lyding. Hy sê maar die Gees staan ons in ons swakheid by en ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid soms nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. By die Vader, maar ook vir onsself. En dis die wonderlike ding in die Gees, as jy 'n bietjie afdwaal en jou gedagtes gaan, dan sê, onthou net bietjie wie jy is in my. Onthou waar die bose eintlik vandaan kom, onthou wat Christus vir jou gedoen het. Hy sê, vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So wat hy hiermee sê eintlik, en mense wonder altyd daaroor, as God is in beheer oor die hele heelal en hy het vir sy kinders hierdie soft landing gegee in die lewe om te sê dat al is daar swaar, is ek by jou.
En maak nie saak wat gebeur met jou nie. Al is dit nou kanker, of jy word verkrag, of jy word besteel of beroof, ek is altyd by jou. En as jy aan my vashou, sal jy daar uitkom, jy sal steeds 'n lig wees. En al gaan jy dood, sal jy ook in die doodsproses 'n lig wees. Alles sal ten goeie meewerk, want ek is die ewige lig. En die duisternis kan nie die lig uitdoof nie. En duisternis is bloot die afwesigheid van lig. Dan gaan hy aan. Hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking al hierdie dinge? Dit, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is nogal mooi goed wat hy sê. En dan gaan hy aan, hy sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red, van 'n lewe wat die duisternis ons vashou. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk wat jy nodig het wanneer jy ly nie? Dan gaan hy aan. Hy sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Hy sê niemand, nie die bose nie, jy moet ook jouself mee aankla nie, want God het hulle vrygespreek. Daar was altyd die idee gewees dat die bose sê vir die Here, kyk nou net nou, kyk net vir Niel, hy het nou weer dit aangevang, nou weer dit aangevang. Sê die Here vir hom, Niel is my kind. En elke goed wat hy aanvang het ek klaar voor betaal, hy is vry. Hou op om hom aan te kla. En so moet jy jouself ook mee aankla en doodmaak daaroor. Daar het 'n nuwe bedeling gekom wat gesê het, ek hoef nie heeltyd skuldig te voel vir oor God nie, ek moet net sy liefde voel en dit met my dring. Hy sê, wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek en hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. So die oordeel wat altyd daar was en ons oor onsself bid, God sê daar is nie oordeel nie, Christus het aan die kruis al die oordeel gedra. Verstaan julle wat hy vir ons sê? Ons is die mense loof en prys vir Jesus in die hemel en sê, aan U kom al die eer toe, want met U bloed het hy vir ons as priesters en konings van die koninkryk losgekoop. Ons is sy besittings, dit is wat Christene is. Ons is anders as ander mense. Ons skuld is betaal, ons is versoen met God, ons is vrygespreek. Dis wat hy sê het hy vir jou gedoen. Nou gaan hy aan. Nou vra hy, maar wie kan ons dan nou van die liefde van God skei? Want dis nogal wat eintlik kan gebeur. Dat jy vir God sê, nee goed, dis nie vir my goed genoeg nie. Hy sê lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Hy sê daar staan immers geskrywe, nou haal hy Psalm 44 aan, dit is oor U, dat die dood ons dag vir dag bedreig en dat ons soos slagskape behandel word. So wat hy eintlik wil sê, die feit dat ons aan hom behoort, is die bose teen ons. Dit is nou obviously so. Dit is in die Ou Testament so en is vandag nog steeds so. Want die oerstryd is daar. En dan sê hy, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, hyperconquerors, die hom wat ons lief het. En nou sê hy dit, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Hy sê, bring dit aan. Ek sal dit kan vat, sê hy. Niks gaan my van die liefde van Jesus skei nie. Dit vertel Paulus en ek sal net nie sê waar hy is. Hy wat self mense vervolg is later baie vervolg. Dit is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Nou ek kon nie help toe ek dit lees. En ek wou eintlik met hierdie gedeelte begin het, want ek probeer altyd vir julle half verduidelik in vandag se terme wat hierdie goed beteken. Maar in rugby terme, ons het nou nie wêreldbeker oorleef en julle moet nou net die vergelyking mooi met my hanteer. Kyk, Colby Cheslin, wat 'n baie mooi gelowige is. Weet jy hoe lank is hy? Hy is 1,70 meter, hy is die koolste springbok wat daar is. Nou as hy nou staan en hy kyk die All Blacks wat daai haka doen. Dink jy hy kyk na hulle? Nee. Na wie kyk hy? Hy kyk na Ewan Etzebeth wat 2,3 meter is, en A.G. Snyman wat 2,6 meter is, verstaan hy. En dan sê hy, luister, ek is meer as 'n oorwinnaar in hierdie span. Met hierdie ouens wat hier is daar nie 'n manier dat iets ons gaan oorwin nie. En dit was nogal so in hierdie wêreldbeker gewees, nê. Nee. So hy kyk na hulle en hy sê dit en hy dink ook, man, as hierdie ouens vir my is, wie kan dan teen my wees? As hy nou Bybelse terme gebruik. Is dit nie so? Dis wat hom gebeur. Want hoekom is dit so? Hierdie Ewan Etzebeth, wat 'n wille man is, hulle noem hom die enforcer, is nou so baie lief vir klein Cheslin Colby, en as jy hom seer maak, kom maak hy jou seer, en hy weet dit. So hy hardloop rond, hy doen al 'n goed met ouens, en as iemand iets aan hom kom doen, dan kom Ewan aangehardloop daar. En die een ding wat hy vir hom sal kan sê, is daar's niks wat
wat my van hierdie liefde van hierdie mense in hierdie span kan skei nie. As jy ook luister hoe hulle gepraat het Rassie dit reg gekry dat hulle eintlik 'n span is wat vir mekaar geveg het. En eintlik kan hulle, en dis hoekom hulle sê, ons is meer as oorwinnaars net as hulle na die span kyk. Is dit nie so nie? Nou, wil ek net sê, kyk hoe hoog lig hulle vir Eben op. Hy's 'n man wat hoog kan spring. So as hy 2 meter op is en hulle kop is, staan hy 4 meter bo die, dis wat nodig is. En kyk hoe hoog kan hy hom optel. Maar baie meer as Eben is Jesus. En ek bedoel, die All Blacks is nie eintlik 'n geweldige fout nie, jy kan hulle wen, ons het hulle mos daarmee gewen. Maar die vyand wat Jesus moes verslaan het, is hierdie bose ene. En dis wat Cheslin sal sê, in die regte lewe, want rugby is net 'n game wat verbygaan. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand nie. En wie kan ons van die liefde van Christus skei? Niemand nie. As jy dink, Eben kan jou vashou, vra vir Jesus om jou vas te hou as die moeilikheid kom. Dis wat hy sê. En hy sê veral nie die bose kan staan teen Jesus nie. En die bose is die een wat eintlik vir alle swaar verantwoordelik is. En hierdie ding is 'n ou wat jy nou moet verstaan. Want as jy dit as die vyand sien en jy verstaan dat Jesus hom verslaan het en God is nie die vyand nie, dan is jy al baie naby aan die punt waar jy oorwin. Nou, wat sê Paulus? Kom ons kyk net na Paulus oor die bose ene. Dis 'n mooi prent van die slang hierdie, nee, die ou draak, die bose ene. Die Engels praat van die evil one. Dit is eintlik vir my so mooi. Die evil one. Kyk, die woord Satanas is die Griekse woord vir verleier. En bose beteken eintlik in Grieks, dis die evil, die bose ene. So hy sê in die eerste plek, sonde het deur een mens in die aarde gekom en so die dood, in Romeine 5 vers 12. En dan gaan hy terug aan die Genesis verhaal en sê, die bose het vir Adam en Eva verlei. Voor dit was daar perfekte ruimte gewees wat God geskep het. Maar God het mens en engele geskep met die keuse van vryheid vir besluitneming. En toe doen Adam daai groot fout om verlei te word en hoogmoed te wees en dink hy kan God wees. En daai oomblik het daar 'n kiem in die wêreld gekom wat ons sonde noem. Dit is die ander woord daarvoor soos kanker, hy neem ons oor. So die kiem het in die wêreld gekom deur hom. En nou sê hy ook, en waar dit gaan sit, dit het in die gebrokenheid van die aarde gaan sit. Dis hoekom die aarde stukkend is, dis hoekom jy tsunamies kry, jy kry rooi gety, jy kry COVID, jy kry kieme, jy kry allerlei goed, want die aarde het ook 'n gebrokenheid in hom. En die gebrokenheid het ook gekom toe, soos die dood, op die einde het ons liggame kan nie vir altyd bestaan nie, al doen ons nou wat ons wil. Dis die eerste ding. Die tweede ding, daai gebrokenheid het ook in mense kom sit. En dit moet 'n ou nou baie mooi verstaan, en dit sê Openbaring 6 vir ons as die perde hardloop. Leiers dink hulle is God. En elke leier wat oorlog maak, dink hy is God. Glo nou vir my. Hulle dink hulle is God, en saam met die ou wat dink hy is God wat op die wit perd sit met die pyl en boog, het jy die rooi perd, en wie sit op hom? Die oorloggeneraal wat mense doodmaak, met die swaard in sy hand. En wie saam met hom? Die ou wat sit met die skaaltjie wat hongersnood het op die swart perd. En wie's nog saam met hom? Die ander een van die ruiters is die een op die vaalperd, en dis dood. En dit is wat hulle bring, ons sien dit nou in Israel, ons sien dit nou in Oekraïne, ons in die Boereoorlog het gesien, ons in die Eerste Wêreldoorlog gesien, Tweede Wêreldoorlog, ons sien dit oral. Is dit God wat dit toelaat? Nee. Hy het gesê, ek gee vir julle die mooi, maar as julle 'n fout maak met keuse, gaan jy gevolge dra daarvan. En al daai swaar kom van een man, Adam is, wat dit verkeerd gedoen het. Dis wat hy sê. Maar dan sê hy, en ek wil ook net sê, terwyl ons nou oor kanker praat, dat kanker kom ook nie van God af. Hy besluit nie, ek gaan nie vir jou kanker gee, of jy 'n ongeluk laat kom ensovoorts. Daai gebrokenheid wat sit, dat iemand wat te veel drink en jou kind doodry, dis hy wat besluit het om te ry as hy dronk is. Dis nie die Here wat besluit het hy doen dit nie. En as ek kanker gekry het, nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie, ja, ou moet gesond probeer lewe, maar dis maar net gebrokenheid in die wêreld. En selfs as 'n ou se kind doodgaan, jy weet my skoonma se kind is dood. Dis ek dink jy my swaarste goed het gebeur met jy nie dink die Here het my kind kom vat nie. Dis die begrafnisondernemers wat sê hy het sy mooi blommetjie kom pluk. Hy het nie die blommetjie nodig gehad nie. Sy wens is almal van ons moet oud word,
sodat jy nie meer jy wil leef nie, want jy voel nou soos jy het 'n papie geword, en nou met jy 'n skoenlapper word, het in die hemel gaan leef. Dis wat die bedoeling is. Hy wil nie ons met, die lewe is 'n geskenk wat hy gegee het, maar die sonde is daar. Dis die een ding wat jy moet verstaan, die rede vir die swaar in die lewe is hierdie gedierte, wat teen God opgestaan het. En dit is waar die oorloë vandaan kom, dis waar COVID vandaan kom, en alles wat ons net nou genoem het, kom van daai bose invloed op die aarde. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het 'n kruis kom inslaan. En dis wat Paulus dan sê in Romeine 5 vers 18, want deur die gehoorsame daad van die tweede Adam het vryspraak gekom. Verlossing van die mag van hierdie bose. Het versoening gekom dat jy by God kan wees en sê, in elk geval gaan ek vir ewig lewe. As ek hier is dit deel van my getuienis wat ek in die koninkryk doen. Dit is wat hy sê. En dan sê hy, en wie kan ons van hierdie liefde van Christus skei? As jy sy liefde aanvaar het, jy die offer aanvaar, jy sit op die bankie, dan sê hy nie lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar nie. Nou Paulus, moet ons weet, was hy die ou wat die kerk vervolg het, toe keer Jesus hom om, en toe het hy baie swaar gekry. Maar baie mense dink, en ek dink ons verkoop die Christendom aan ons kinders, weet as jy vir liewe Jesus in jou hart het, gaan niks met jou gebeur nie. Nee my maat, daar kan baie goed met jou gebeur, maar niks sal jou van die liefde van Jesus skei nie. Niks nie. Jy weet, hy sê die Jode het hom 5 keer 39 houe geslaan. 5 keer 39 houe. Nou, Pieter Swanepoel wat is, hy was primarius voor my in die koshuis, en ons het daai tyd was dit nog 'n robuuste stelsel. Ek het julle vertel, dat jy het ouens het hulle 'n oond gegee. So dan vat jy 'n tekkie en jy vat hom so in sy voorkant, dan slaan jy met sy agterkant, so ons hou mekaar so vas. Ek het ook 'n 7-man oond eendag, jou boude is dood. Dis verskriklik, jy bewe so. En ons het partytjie ouens 49 gegee, hulle het later dit afgestel, het was nog in die wilde dae gewees, nee, in 1982. Ek weet wat dit is om so geslaan te word. Hy sê hy's 5 keer 39 geslaan. Dis lyding. Hy sê hy's eendag met klippe gegooi, toe hy daar in Efese was. Onthou, jy gooi jou dood met klippe. Dis vreesbevange. Hy sê hy 3 keer die skepe waarop hy gery het gesink. Hy sê een keer was hy een hele dag en nag in die see gewees. Dit is bang gewees. En hy is die uitverkorene apostel vir God. So wanneer jy gemaak het, jy niks van oorkom en hy kom al die goed oor nie. Dit gebeur met mense. Dis die wêreld waarin ons leef. Anders is ons in die hemel. Ons leef nie op die hemel nie, ons leef op die aarde. Hy sê ek was dikwels honger en dors. Iets wat ons nie eens ken nie. Hy sê ek was sonder skuiling teen die koue. Hy sê ek was in die gevangenis, en wie wat in die gevangenis gedoen? Al het jou klere uitgetrek om jy te verneder, so jy het kaal daar gesit in die tronk. Dis wat hy ervaar. So as hy hierdie goed sê, dan sê hy, en as jy daar sit, dan sê hy, waar is God? Dan sê hy, hy is by my. Hy is by my. En niks sal my van die liefde van Christus skei nie. Hy sê, in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het, as ons een is met hom. Hy sê, hiervan is ook 'n tyd, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige gebeure, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders wat in die skepping is, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Jy is meer as oorwinnaar. Jy sien, dis wat kom in die pakket as jy Christus aanklou. Saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan. Jy sê, ek gaan die hemel toe, jy is nou al van die hemel, maar jy sal, en jy is veilig by hom. Dis wat dit beteken. Dat jy liggaam gaan swaar kry, dis waar. Toe ek gediagnoseer is met die kanker, en ek wil nie heeltyd daaroor praat, maar ek wil, dit is nou deel, en dankie dat julle saam my journey. Toe op 'n stadium het ons nie geweet wat my keer nie. Want dit gaan maar stadig, een week na die ander week. En toe sê Susan wel, as dit nou pankreaskanker is, sê my broer ook, dan pak jy maar, jy kom huis toe en jy ry rond waar jy wil, was goed vir jy wil eet wat jy wil eet, en dan gaan jy uit. Dan stap jy oor. En toe sê ek vir die Vader, weet ek het nie ek ken nie hemel. Ek het met ouens baie pad gestap al wat die pad geloop het en dan moet oorstap. En ek het Openbaring baie vir julle verduidelik al. En ek sien uit om daarna te gaan, maar ek sien nou alles om te gaan nie. Ek dink mense moet gaan as jy oud is. Dis regtig so. Hoe oud jy kan word, hoe beter is dit. Jy met jou kleinkinders kan sien en al sulke tipe goed. So
Maar toe besef ek as dit so is dit so, wat gaan jy maak? As ek nie daai behandeling kry nie, dan gaan jy dood. Of jy stap oor, ons gaan ons nie dood nie. En toe kom die woorde van Paulus na my toe. En al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet en niks sal my van die liefde van Jesus skei nie. En ook nie daai oorstap nie. Dis 'n ding wat jy weet en mens praat maklik oor die goed tot jy nou daarmee gekonfronteer word. Nou gaan ons vir die behandeling, nou bel ek vir Hentie en ek sê, is dit seer as jy nou die goed in jou lyf en pomp? Ek sê eintlik ou vir naalde en spelde en goed nie. En op die einde is hulle pomp heeldag goed in jou en dis eintlik oukei. Elaine het ook al by my gesit en Susan is daar by my en julle bid vir my. So dis eintlik oukei. Maar toe ek klein was, ek dink dit was in laerskool toe ek sonsteek opgedoen. Hulle was bang dis breinvliesontsteking. En toe gee hulle vir my 'n lamberpans. Weet hulle lamberpans? Ja. So wat hulle doen, ek wil nou nie te bang maak nie. Hulle vat 'n naald en dan druk hulle om jou rug wervels deur tot binne in jou spine. En dis die een ding wat ek soos die duiwel vir die slypsteen bang is. Ek weet nie hoekom nie, maar soos ek bang vir 'n lamberpans. Want ek was klein en daai naald het vir my gelyk of hy so dik is. As jy klein is, alles mos nou groot. En toe sê hulle vir hulle moet nou ook vir my die goed inspuit in my brein in. 4 keer. Jo, ek sê Susan, ek weet nie of ek dit gaan nou leef hê. Ek is dodelik bang daarvoor. Nou wat gebeur? Ja, hulle sukkel om ons rug in te kom. So nou die dag het hulle my 1 keer alleen 4 keer. So jy lê daar, dan voel jy gaan daai naald in en dieper in en nog diep. Dis is skrikkelik. Nou lê ek daar. Nou voor die tyd op 'n stadium het ek in die fliek gesien Passion of the Christ, dan staan Jesus voor hom gegeesel. Dan staan hy so op en dan sê Father, I'm ready. Jy weet, met sy krag. Dan lê ek daar, dan maak ek my hand so oop. En dan dink ek, waar is die Vader? En ek vra dat Susan altyd by my kan wees. Ek is maar sussie eintlik. Dan hou sy my hand vas en voel dit vir my die Vader hou my vas. En dan steek hulle daai ding in my in. En dan dink ek hier aan. Jy weet, ek is meer as 'n oorwinnaar en niks kan my van die liefde van Christus skei nie. Jy moet 'n bietjie man op. Maar dis lyding. Vir my is dit lyding. En dis is jy met Christus die alles gaan. Ek bedoel dis verskillende goed van waar die mens gaan. Elke huis het sy kruis. En dis baie keer broers en susters en paas en maas jy beheer hulle nie. Maar die moeilikheid wat hulle vir jou bring en die spanning en die lyding wat hulle vir jou bring en die pyn wat hulle vir jou bring partykeer is huge. En al wat jy vir jouself moet sê is luister, en ook hierdie land waarin ons bly. En al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar. Want ek is by Christus. Bring dit aan. Ek bedoel, daar is nie 'n pyn wat kan kom wat kan maak dat jy jou daar sal wegtrek nie. Want niks kan ons van die liefde van Christus afskei nie. Jy sien ons deel in hierdie stryd elke dag. Maar ons moet dit sien as 'n geleentheid om die lig van die evangelie te laat skyn. Al beteken dit dat jy sterf, moet jy ook as jy sterf sê ek leef saam met die lig. En vandag wil ek hier met 'n oomblik dink aan die dinge wat jou lyding gee. En dit wat dit aan jou doen. En 'n mens kan gaan en sê, weet jy, dit maak het ek omtrent my geloof verloor in God, my geloof in die mensdom, en amper my geloof in myself ook. Maar dan sê jy vir jouself hierdie ding, as ek werklik glo dat ek saam met Christus gesterf en opgestaan het, dan is ek met hom versoen, ek is vergewe, ek het die Heilige Gees, ek is deel van sy oorwinning. En ek is meer as 'n oorwinnaar, maak nie saak wat dit bring nie. En niks sal my van die liefde van Jesus skei nie. Maar as jy dink ewen Etsebet kan jou vashou, jy weet, gee vir Jesus 'n kans. So, in alle lyding is jy meer as 'n oorwinnaar, 'n hyperconqueror, deur een te wees met die een wat opgestaan het, oorwin het en wat jou liefhet en jou vashou. Dit is wat hy vir ons wil sê. Dis die 5de waarheid.